Want ek weet dat niks goeds in my woon nie. Dit wil sê, in my vlees. Want wat ek wil, is in my aanwesig. Maar wat ek doen, is nie. Want wat ek wil, doen ek nie, maar wat ek nie wil nie, doen ek juist die kwaad, wat ek nie wil hê nie. Romeine 7, vers 18 en 19. Baie welkom by ons jong Adventiste vrouebedieninge week van gebed, met die klem op geestelike groei. Vandag praat ons oor groeipyne. Kom ons buig ons hoofde saam. Here, die stryd wat ons vandag gaan bestudeer, is binne in elkeen van ons hart. Die stryd tussen dit wat ons graag wil doen, dit wat ons beoog om te doen, en dit wat dan werklik uitspeel. Here, dit laat ons soms voel asof ons geloof vals is. Help ons om dit te verstaan. Help ons om vandag iets te leer oor hierdie reis saam met U. En moenie toelaat dat die Satan se leuns ons aftrek of ons oortuig dat ons nie U kinders kan wees of is nie. Here, dankie vir hierdie kosbare tydjie wat ons in die woord kan bestudeer. Wees saam met elke persoon wat luister vanoggend. Maak ons harte en ons gedagtes oop en seën hierdie tyd wat ons saam het. Ek bid in U naam alleen. Amen. Daaglik bevind ons onsself vasgevang in 'n toutrek sessie tussen ons goeie bedoelings en ons dade. Hierdie stryd is nie uniek aan ons nie. Paulus self het soortgelyke stryd in sy brief aan die Romeine uitgespreek. Hier sien ons 'n lewendige uitbeelding van die menslike toestand. Paulus verwoord die paradoks van die begeerte om goed te doen, maar dit nie uit te voer nie. 'n Sentiment wat diep by baie van ons aanklank vind. Hierdie konflik beklemtoon die werklikheid van ons sondige natuur en die voortdurende stryd binne in ons. Maar hierdie stryd is nie sonder doel nie. Dit dien as 'n voortdurende herinnering aan ons behoefte aan genade en die transformerende krag van die Heilige Gees in ons lewens. Ons word bemoedig om te weet dat hierdie uitdagings 'n tree nader is aan 'n dieper verhouding met God. Die stryd wat ons in die gesig staar, is katalysators vir persoonlike en geestelike groei. Soos ons swakhede erken, maak ons onsself oop vir die transformerende werk van God se genade. Terwyl die stryd tussen goeie bedoelings en gebrekkige dade 'n uitdagende aspek van die Christelike reis is dit ook 'n geleentheid vir groei en dieper vertroue op God. Deur hierdie uitdagings word ons herinner aan ons afhanklikheid van goddelike genade en die liefdevolle leiding van die Heilige Gees. Laat ons hierdie reis met hoop aanpak, wetend dat God in ons aan die werk is en dat ons na sy beeld gevorm word. Kom ons buig weer ons hoofde saam. Here, dankie dat U weer met die teer en sagte stem vir ons kom herinner dat U ons liefhet. Here, en wanneer ons so foute maak, die beste intensies het en dan 'n dag het wat glad nie so uitspeel nie. Help ons om vinnig na U toe te hardloop en ons foute aan U te erken. Want U het beloof dat U ons met genade sal ontvang. Ja, Here, in steede van om dalk hoogmoedig te word oor 'n fout wat ons gemaak het, of om dit te probeer verdedig, Here, help ons om nederig te wees. Ons het U so nodig. En as ons gefouteer het teenoor iemand, help ons om dit ook vinnig reg te maak. Vinnig te wees om te sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Want dit help ons om meer en meer soos U te word. Here, ons wil vanoggend soos 'n teesakkie of soos 'n stukkie beskuit in U
genade kom sit en u liefde kom sit en dit opsuig. Here, mag ons so vol word daarvan, dat dit oorloop in elke aspek van ons lewe. Om so met u gevul te wees, is die beste raad en medisyne, om in hierdie wêreld staande te bly. Help ons om nie mismoedig te raak, as ons val nie, maar om dadelik na u toe te kom. Die krag van u transformerende Heilige Gees is presies wat ons nodig het. Ek bid dat elkeen wat luister vanoggend, u sal innooi in elke deel van hulle lewe, en dat hulle deeglik bewus sal wees van u teenwoordigheid. Dankie vir die geleentheid om hierdie tyd saam te spandeer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Hierdie program is met trots vir jou aangebied deur die Noordelike Konferensie Vrouebediening Departement. Die spesiale hulpbronne is beskikbaar gemaak deur die Vrouebediening Departement van die Suider-Afrika Unie Konferensie.